Broers en susters, goeiemôre. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Ons maak vanoggend die woord van die Here oop in die Nuwe Testament by Paulus se brief aan die Korintiërs, 2 Korintiërs, hoofstuk 8. Ons skriflesing is vanaf die eerste vers. Broers, ons wil hê, julle moet weet van die genade wat die gemeente in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God het wil. Daarom het ons vir Titus versoek om hierdie liefdeswerk waarmee hy vroeër by julle begin het, ook nou te voltooi. Aangesien julle alles in oorvloed het, geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer in ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander, om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van die Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en deel maak van jou lewe. Ons neem vers 9 as teksvers vir oggend. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Ek wonder of enige van u ooit die boek van Mark Twain gelees het, Die Prins en die Bedelaar, The Prince and the Pauper. Enige iemand? Dit is 'n boek wat jy moet lees. Baie mooi. Ek het hom gelees as kind. En dit het nogal 'n indruk gemaak. Mark Twain het hierdie boek in 1881 in Kanada gepubliseer. In die volgende jaar is dit in Amerika gepubliseer en daarna is dit internasionaal gepubliseer deur die jare. Dis 'n klassieke werkstuk. Dit gaan oor 'n denkbeeldige storie wat Mark Twain geskryf het oor 'n prins Edward Tudor, en daar was op 'n stadium in die 1600s regtig so iemand in Engeland gewees, maar Mark se storie is fiktief. Hy skryf dat Edward Tudor, wat die prins van Wales was, eendag daar by die paleis se hekke 'n bedelaarseun, Tom Cantley, teengekom het. Nou, Cantley was in vuil klere, armoedig, stikkend geskeer, en dadelik het die kontras tussen hierdie twee jong seuns uitgestaan. Nou, Edward het 'n baie luukse lewe in die paleis gehad, en hy het basies alles gehad wat hy kon begeer. Maar een ding het hy kort gekom, en dit is vryheid. Daar was soveel reëls en regulasies in die paleis wat hy moes nakom, dat dit vir hom nie lekker was nie. Hy het nie al die voorregte wat hy gehad het geniet nie, want die beperkings was baie. Hy is byvoorbeeld palet, hy mag nooit buite kan die paleis gaan of op die buite die paleisterrein om te sien hoe dit in Londen gaan nie. So hy was vasgekluister in die paleis, en dit het vir hom soos 'n tronk begin voel, en hy het begin wens, ek kan uitkom uit die paleis uit, om 'n bietjie die lewe daar buite te belewe en ervaar. Nou Tom weer, sy ouers was baie armoedig geweest, en Tom het as 'n bedelaartjie in die agterbuurtes van Londen gewoon en groot geword,
En van vroegs af is hy geleer om te bedel, en as hy nie genoeg geld huis toe bring nie, het hy pak slag gekry. So sy lewe was ook nie vir hom lekker nie. En die mense het hom geskop en geslaan en hy het die pad uitgestoot en beledig, en elke dag moes hy nou maar gaan vra vir geld, en dit was 'n moeilike ding. En hy het ook gedroom van 'n beter lewe en meer rykdom. Sal dit dan nie lekker wees as ek net geld het en ek hoef nie elke dag te bedel nie. Nou op 'n dag is die twee seuns mekaar daar ontmoet by die paleishekke. Sien hulle tot hulle verstomming dat hulle baie dieselfde lyk, behalwe dat die een baie netjies aangetrek is en mooi skoon is, en die ander een is baie vuil en stikkende klere. Maar die prins het 'n idee gekry en hy nooi die bedelaartjie om saam met hom te kom en iewers toe maak hulle 'n ooreenkoms. Die prins gaan die bedelaar se klere aantrek en bietjie daar buite rondloop, en die bedelaar gaan die prins se klere aantrek, maar natuurlik moet hy nie eers was laat hy skoon is, anders te gaan almal dadelik sien. Maar die twee was so dieselfde gelyk dat ander mense nie sommer die onderskeid sou kon raak sien nie. So Tom beland in die paleis, die bedelaartjie, en hy beleef ongekende weelde, en dit is net te lekker. Hy kon in sy lewe nooit eers so iets indink nie, want hy het dit nie geken nie. Dit was buite sy lewenservaring. En Edward beland op straat, en heel gou begin die mense aan hom stamp en stoot, en hy besef hy is nie welkom nie. En die mense het hom gespot. Nou ek dink, almal van ons droom dalk net so stom die bedelaartjie van 'n beter lewe. Baie mense se idee van 'n beter lewe is om meer geld te kan hê. Want as jy meer geld het, dan kan jy jou drome waarmaak. Maar saam met die geld kom daar ook status, so dink baie mense. Nou mense sal enigiets doen om ryk te word. Hulle sal alles in hulle vermoë doen om geld in die hande te kry, selfs alle beginsels oorboord gooi, op ander mense trap en hulle seermaak en hulle besteel, en begin lieg en bedrieg, sonder om aan die nagevolge van hulle optrede te dink. En ek dink dis hoekom ons seker kan sê Suid-Afrika is seker die mees korrupste land in die wêreld. Oral is mense besig met bedrog om hulle sakke vol geld te maak, en hulle het geen gewete vir hulle verkeerde optrede nie. Ek wil nou nie verder oor daai punt praat nie. Maar dit is ongelukkig so dat baie mense sien geluk en voorspoed as iets wat hulle met hulle geld kan behaal. So geld oorheers hulle gedagtes in hulle lewe en hulle optrede totaal en al. Edward het as prins baie voorregte in die paleis gehad. Maar hy het so gewoond geraak daaraan dat hy hierdie voorregte wat hy geniet het nie meer waardeer het nie. Hy het dit as vanselfsprekend ervaar. En dit moet na my toe kom, want dit is deel van my lewe. Hy was nie meer dankbaar gewees daaroor nie. Maar ook hy het na 'n beter lewe verlang. En dit wat hy op straat gesien het, was nie wat hy gedink het 'n beter lewe gaan wees nie. Hy het die armoede gesien, hy het die swaar kry gesien, en hy het besef hoe geweldig groot sy eie voorregte is. Dit het vir hom nuwe insigte gegee. Dit het sy uitkyk op die lewe en op gewone mense verander. Hy het vir die eerste keer die swaar kry begin verstaan, dat ander mense het nie voorregte wat ek het nie. En toe hy later as koning aangestel is, kon hy sy onderdane op 'n beter wyse met deernis regeer. Nou die Bybel sê vir ons dat Jesus het net soos hierdie prins sy koninklike klere uitgetrek en dit met bedelaarsklere vervang. Dit het ons in ons teksvers gelees. Sy paleis was die hemelse heerlikheid waar die engele hom gedien het en hom aanbid het, en hy los dit alles agter waar hy seun van God is in die hemel in 'n opperposisie, en hy kom aarde toe om tussen die modder en die sonde van mense te kom bly om 'n verskil te maak. Nou ek wil vir julle 'n ander storie vertel voor ek voortgaan. Ek lees dat mense in Kalifornië wat op 'n staptog was, het in die Doodsvallei in die Panamint gebergtes, dis in Kalifornië, afgekom op 'n geraamte van 'n prospekteerder, 'n goudprospekteerder. Dit was 'n redelike
onaangename ontdekking wat hulle gemaak het. So langs die geraamte het dan nog van die apparaat gehad waarmee hy sy goud geprospekteer het en hulle kon baie gou agterkom wat die persoon was, nie wie hy was nie. Maar hierdie persoon het voordat hy dood is, toe hy nou daar lê en besig is om dood te gaan, het hy klip gevat en daarop op 'n ander klip 'n boodskapie geskrywe. En hy het geskrywe, I died as a rich man. Ek sterf as 'n ryk man. Nou langs hom het hulle 'n sak goud gevind. Alles wat hy bymekaar gemaak het terwyl hy daar alleen in die wildernis geprospekteer het. Maar die mense natuurlik toe hulle nou die sak goud sien is baie opgewonde. Jo, nou is dit ons sin, want hoe gaan ons nou weet wie is die ou se familie of was daar ooit familie? En dis nou ons sin. En hulle vat die sak goud na iemand wat dit kan evalueer. En die persoon kyk na dit en hy weeg dit en hy sê, ek het slegte nuus vir julle. Dit is nie goud nie. Dis ysterperiet wat soos goud lyk. Dit staan ook bekend as fool's gold. Dis baie mooi om na te kyk, maar dit het geen waarde nie. Ek wonder, hoeveel maande lank het daardie arme prospekteerder daar langs die rivierstroompie gesit en met sy pan in die goed sif elke dag om die goudkorrels wat hy gedink het goud is uit te kry. En intussen is dit nuttelose goed. Hy het wonderlike drome gehad van groot rykdom en 'n lekker lewe. En as hy so na daai sak goud kyk, het hy seker so opgewonde gewees. En eintlik was dit nutteloos. Geen waarde nie. Klatergoud is 'n woord wat gebruik word vir koper wat baie dun geslaan word en dan lyk dit soos goud en dan word daar versierings mee gemaak wat ons aan kersbome en so aan hang. Dit lyk ook soos goud. Nou klatergoud is 'n woord wat gebruik word om te verwys na uiterlike vertoon van rykdom, roem of sukses wat op die oog af skitterend en waardevol lyk, maar eintlik vals, leeg of waardeloos is. So as ons kyk na hierdie prospekteerder en hierdie drome van rykdom, I died as a rich man, en hy het absoluut niks gehad nie, dan wil ek vir jou vra, waarmee is jy besig in jou lewe? Is jou lewe, jou drome en ideale ook die moeite werd? Is ons nie dalk ook besig om klatergoud na te jaag en bymekaar te maak nie? Iets wat niks ewigheidswaarde het nie. Jy kan die wêreldse skatte hê, maar die dag as jy doodgaan, kan jy niks daarvan saamvat nie. Dit bly agter en ander mense gaan dit geniet of vermoors. Die enigste iets wat ewigheidswaarde het, wat ons met ons kan saamvat, to die as a rich person, is ons verhouding met God. Ons verhouding met Jesus as ons verlosser. En baie mense skeep dit totaal en al af. Ons dink, dis nie so belangrik nie. As ek net so af en toe in die kerk kom, of dalk op Paasfees, of dalk op Kersfees, dis goed genoeg. Nee, dis nie goed genoeg nie. Ons het 'n verhouding met die Here. En as ons dit nie bou nie, as ons dit nie ontwikkel nie, dan gaan dit agteruit. As twee persone wat 'n verhouding met mekaar het, kon sê man en vrou, skielik besluit, ons praat nou glad nie meer met mekaar nie. Hoe lank gaan daai verhouding goed bly? Nie baie lank nie. En dan begin 'n mens vashak en dan begin jy beklei en dan spat 'n mens uit mekaar uit. So as ons verhouding met God afskeep deur nie voldoende tyd en aandag aan hom te gee nie en nie met hom te kommunikeer nie met hom te deel nie, dan gaan ons verhouding agteruit en ons moet fokus daarop om te bou op hierdie verhouding met die Here. Jesus sê vir ons in hy waarsku, wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor?
Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Ons weet geld kan nie ewige lewe koop nie. Maar God gee dit uit genade gratis vir ons, omdat Jesus die prys betaal het, en is 'n duur prys. Ons kan dit nie minderwaardig ag nie, ons kan dit nie onderskat nie, ons kan dit nie 'n bespotting daarvan maak nie. Miskien is dit vir ons tyd om nie net te kyk na wat het ons en wat het ons nie, en te wens ek kan dit en dat ook hê, 'n mooi voertuig, 'n diertere huis, dit of dat. Almal van ons het ons drome, is nie verkeerd nie, maar dit kan dalk jou lewe so begin oorheers, dat die Here die agterste plek in jou lewe begin kry. Ons moet fokus op wat ons wel het, en dankbaar daarvoor wees. Soos daai prinsie het eers toe hy daar tussen die gewone mense is in die armoede beleef, en hy gaan saans met 'n hongermag slaap, begin besef wat 'n voorregte hy gehad het. Binne God, binne Jesus, het ons baie voorregte, maar ek dink ons kyk dit baie keer mis, en die gras aan die kant die draad lyk altyd vir ons groener. Ons dink, ja, daar gaan dit beter gaan, of daar gaan dit beter gaan. Dis nie noodwendig so nie. As ons Jesus as verlosser het, dan is ons ryker as wat ons onsself kan indink. Ons kyk weer na ons teksvers, en ek gaan dit net nou nog 'n slag lees. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hy het vir ons gesterf uit genade uit. Ons verdien dit nie. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede kon ryk word. Dis nou soos daai bedelaartjie wat onverdiend in die paleis beland het. Maar ons vind in hierdie vers 'n paradoks. 'n Paradoks is 'n teenstelling. Jesus kies doelbewus om arm te word, sodat ander ryk kan wees. Dit dryf in teen menslike logika. Nou die konteks van hierdie gedeelte is dat Paulus skryf aan die Korintiërs om hulle aan te moedig om vrygewig te wees teenoor arm gelowiges in Judea. En hy gebruik Jesus as die uiteindelike voorbeeld van vrygewigheid. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Nou gaan ons hierdie laaste 2 dele van hierdie vers opbreek en bietjie ontleed. Wat was Jesus se oorspronklike rykdom, hoewel hy ryk was? Watter eienskappe kan ons in Jesus toedig? Hy is die seun van die almagtige God. Hy bestaan van ewigheid af. Hy was in die hemel gewees langs die Vader. Hy het die volle aanbidding en eerbied en respek van al die miljoene engele wat daar in die hemel is geniet. Hy het geen gebrek, pyn of beperkings geken nie. Meer nog, hy is die skepper van die heelal, van die Nuwe Testament sê vir ons baie duidelik dat God het alles wat bestaan deur hom geskep. Daar's nie een ding wat bestaan wat nie deur hom geskep is nie. Jesus is die woord. As God gesê het, laat dit wees, was Jesus die een wat dit gedoen het. So hy was ryk. Dan kyk ons na sy armoede. Hy het ter wille van julle arm geword. Die armoede wys na sy menswording. Die ingewikkelde woord daarvoor is inkarnasie. Hy is gebore in 'n krib, in 'n eenvoudige huisgesin. Hy het homself ontledig van sy goddelike voorregte. Maar aan die ander woord, hy het sy goddelikheid in die hemel agtergelos om 'n gewone mens te kan word. Paulus beskryf dit baie mooi in Filippense 2. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, met ander woorde as God, nie beskou as iets waaraan hy moes vasstem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Sy goddelikheid agtergelos.
En dan kom Micha in die Ou Testament met iets ongelooflik. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee. Met ander woorde, hy gaan verdwyn. Hy gaan uit aksie wees. So lank as dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Dit wil sê daai 9 maande wat baba Jesus en Maria ontwikkel het, was Jesus met gees en alles binne in haar gewees. Hy het vir 9 maande sy bestaan totaal eenkant geskuif. Die skepper van die heelal, aan wie alle goud en silwer behoort, het gekies om so arm te word dat hy amper niks besit het nie. Hy het letterlik 'n geleende lewe gelei om vir ons plek te maak. Kom ons kyk na dit. Jesus se armoede. Hy's gebore in 'n stal in 'n geleende krib, het hy geslaap as babietjie. Hy het preekbeurte gehou vanuit 'n geleende boot op die see. Dit was nie syne nie. Hy het die stad binne gery op 'n geleende donkie. Hy het die Pasga geëet in 'n geleende boefretrek. Hy is uiteindelik begrawe in 'n geleende graf. Jesus het die minimum besittings by hom gehad, basies sy klere wat hy gedra het. Nie 'n blyplek, 'n dak oor sy kop nie. Hy het geslaap waar hy gekom het, terwyl hy besig was om mense te vertel van God se koninkryk om hulle tot bekering te bring. So Jesus se armoede was vrywillig, hy het ter wille van julle arm geword. Jesus het ter wille van ons honger, dors, verwerping, bespotting, marteling en uiteindelik die mees vernederende dood aan die kruis ervaar. En dit was nie 'n ongeluk nie, dit was nie toevallig nie, dit was doelbewus so besluit en gedoen ter wille van liefde vir ons. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En hierdie rykdom gaan nie oor prosperity gospel, voorspoedsteologie nie, waar valspredikers vir mense belewe, gee iets en God gaan jou seën en daai saadjie laat opkom en jy gaan aardse welvaart en rykdom en respek en eerbied en alles kry. Ja, almal droom daarvan seker. En baie mense loop agter dit aan. Maar nee, hierdie rykdom waarna Jesus verwys is nie fisies aardse rykdom dat jy gaan baie geld hê nie. Dit gaan eerstens oor rykdom op geestelike vlak. En om dit moontlik te maak, vind daar 'n vreemde ruiltransaksie plaas. Ons het 'n massiewe skuldbrief van sonde gehad wat ons nie kan betaal nie. As jy daarvoor betaal, dan is jy dood en is jy in die hel. Dan kan jy nie in die hemel kom nie. So Jesus kom en hy neem ons skuld op hom. En dit gee vir ons die kans. Hy gee vir ons in ruil vir ons sonde, vergifnis van sonde, geregtigheid, vrede, kunskap van God en die ewige lewe. Dit is ons rykdom. Om te weet my verhouding met God is reg. Ek kan eendag voor hom staan sonder angs en bewering, omdat Jesus my sonde op hom geneem het en daarvoor gesterf het. Al was daar ook hoe lelike dinge in iemand se lewe. As Jesus daarvoor betaal het, is dit verby. Dis afgeskryf. God het dit weggegooi, want dit is weggewas met die bloed van Jesus. En as Satan kom in jou hamer met, ja, maar onthou jy dit en dat gedoen, dan kan jy sê, Satan, die prys is betaal, Jesus het vir my gesterf, hy is my verlosser. Ek behoort aan God, jy het nie meer seggenskap oor my nie. Ons kan deur sy armoede ryk word. So ons is ryk aan genade en vergifnis. God het sy volle genade vir elkeen van ons gegee, of hy wil dit gee, as jy dalk nog nie in 'n verhouding met hom is nie. Ons het 'n nuwe identiteit ontvang as kinders van God. Ons is erfgename van sy koninkryk. Ons is konings,
kinders. Ons het die ewige lewe ontvang. Ons het die inwoning van die Heilige Gees ontvang. Ons het vrede met God. So die resultaat van dit alles, elkeen van ons kan sê, ek het 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms van God ontvang. Ek het dit nie verdien nie. Ek kan dit nie verdien nie. Dis God wat in sy genade dit vir ons moontlik maak. So wat beteken dit vir ons vandag? My reaksie. Dankbaarheid. Here, ek besef wat Jesus vir my gedoen het en ek waardeer dit. Want daarsonder sou ek nie in 'n verhouding met U kon kom nie. Die genade wat ek van God ontvang, wil ek met ander deel. Dit maak my vrygewig. En dit gaan ook oor aardse besittings. Jesus het sy alles ter wille van my prys gegee. Is ek bereid om ter wille van Jesus ook iets prys te gee? Ons kan nie bly vasklou aan ons aardse besittings nie. Ons word geroep om met dieselfde vrygewigheid teenoor ander te leef. Dis wat ons gemeentelese ook sê. Met die gesindheid van Jesus wil ons God en alle mense dien. Ons word geroep om met ander mense op dieselfde wyse om te gaan as wat Jesus met my omgaan, om met hulle te deel. Nie net my geld nie, maar ook my tyd en my liefde en my omgee. Dit gee vir ons 'n perspektief op waarde. Ons waarde lê nie in ons bankrekening, in ons mooi huis, in my motor wat ek ry of in my skatte nie. Dit lê in my verhouding met Jesus Christus. Jesus het arm geword sodat jy die rykste mens in gees kan wees. En dis die enigste iets wat ewigheidswaarde het, wat jy dalk eendag kan sê, I die as a rich person. My rykdom is Jesus Christus. Die ewige lewe, die vergifnis wat ons ontvang het van die Here. Anderste, al het jy hoeveel skatte, sterf jy brandarm en het jy niks nie. Buiten 'n lewe in die doderyk waar jy nie wil wees nie. Jesus het arm geword om vir jou 'n nuwe lewe te kan gee. Hou op om vas te kyk teen wêreldse rykdom en wêreldse probleme. As kind van God is jy 'n koningskind. As sê ander iemand iets leliks van jou of iets slegs van jou, of hulle dink jy's niks werd nie, dit tel nie. Wat God van jou sê, dit is wat tel. Jy is vir God ontsaglik kosbaar. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. God het vir my 'n oorvloed van rykdom geestelik gegee, al die seëninge wat daar in die hemel is. En ek moet dit gaan uitlewe. God het ons met die Heilige Gees toegerus sodat ons in sy krag 'n lewe van oorwinning kan gaan lewe. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het jou gered en geroep en verander om bruikbaar vir hom te wees, om 'n verskil in die wêreld te maak. Soos ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. En dan die waarskuwing van Jesus. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek wil vir
kort demonstrasie gee. Maak jou hand styf toe in 'n vuis. Enige hand. Nou as jy, kom ons sê, jy het nou binne in daai hand, klou jy nou jou geldjies vas. Daar kan niks uitval nie, maar die vuis toe is, kan daar ook niks bykom nie. So as ek nou al my geldjies in my hand het, dan kan daar niks niets hierin geplaas word nie, want die hand is toe. Maar ander woorde is dit my houding in die lewe, is ek klou aan wat ek het, en dis net myne, en ek deel dit met niks aan niemand nie, nie eens met God nie, dan kan God niks verder vir my gee nie, want my hand is toe. Maar as ek my hand oopmaak, en ek hou my palm so, dan kan mense kom en vat wat in my hand is, en ek deel met hulle, maar God kan ook, soos wat daar goed uitgaan, kan hy kom en dinge byvoeg. Iemand met 'n oop hand vir die Here, vir sy genade, vir sy liefde, vir sy seëninge, wat dit met die mense rondom hom deel, ontvang nog meer en meer van God. Jesus het met 'n oop hande gelewe tot daar aan die kruis. En omdat ons deur Jesus skatryk is in die Gees, hoef ons nie krampagtig met toevuiste verder te lewe en aan 'n wêreldse rykdom te probeer vasklou nie. Ons kan met oop hande leef en ons kan gee die liefde, die tyd wat God vir ons gegee het. Ek gee myself, my tyd, my geld, my moeite, en hoe meer ek gee, hoe meer gaan ek ontvang. So ek wil vir jou aanmoedig, en hiermee sluit ek af. Gaan leef hierdie week as ryk geseëndes. Wees bereid om jouself te gee vir ander, net soos wat Jesus vir jou gedoen het. En jy sal die seëninge van die Here ervaar, sy genade, sy liefde, sy vrede wat so groot is, dat dit alle verstand te bowe gaan. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons klou partykeer so vas aan dit wat ons het. So bang dat die wêreld dit van ons gaan wegneem. Maar deurdat ons hande toehou, kan U nie vir ons nog seëninge gee nie. Want ons wil alles vir onsself hou. U gee dat ons kan deel, dat ons kan omgee, dat ons kan lief hê, dat ons kan uitreik, dat ons ander kan seën, dat ons self tot 'n seën vir ander kan wees. Here, maak ons oë oop om te besef dat rondom ons is daar mense in nood. Mense wat siek is, mense wat swaar kry. Mense wat nie al die voorregte het wat baie van ons het nie. Maak ons oë oop om te besef dat U maak ons altyd ryk genoeg om steeds te kan gee. Om ook die boodskap van verlossing met mense te deel. Want dit is die enigste ding wat ons vir iemand anders kan gee wat ewigheidswaarde het. Wat 'n verskil in hulle lewe kan maak tussen 'n ewigheid in die hel of 'n ewigheid in die hemel in U teenwoordigheid. Maar ook daardie boodskap hou ons met toevuiste vas. Ons deel nie. Ons sê ons is skaam. Ons weet nie wat om te sê nie, ons weet nie hoe om te sê nie, maar U woord beloof dat die Heilige Gees ons sal lei. Ons moet net gewillig wees om te begin om die evangelie met ander te deel. Die Heilige Gees sal vir ons die woorde in die mond lê. Vader, waar die wêreld deurmekaar is, waar daar oorloë is, op baie plekke in die wêreld, bid ons dat U wil sal geskied en wat ook al gebeur. Ons bid, Here, dat mense se oë sal oopgaan om te besef dat U die lewende en ware God is en dat hulle tot die besef sal kom dat hulle U nodig het. En ons bid dat U Christene sal seën wat bereid is om die boodskap van verlossing met ander te deel. Party doen dit
ten koste van hulle eie lewe, met lewensgevaar. Ons wat in Suid-Afrika bly, wat nog beskermd is, bly stil. Want ons is gemaksigtig. Vergewe ons, Here. Lei vir ons deur die Heilige Gees, om van hierdie oomblik 'n verskil te maak. Om mense heen te wys na U, om 'n lig in die wêreld te wees. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen.